Goeiemôre. Jy luister na die 65ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is Kairos. Ons aanvaar maklik dat tyd lineêr verloop. Gister is verby, vandag is hier en môre lê voor. Ons leef vorentoe. Ons dink in terme van vooruitgang, bestemming, ontwikkeling. Ons leef met ons gesig na die toekoms gedraai. Maar hierdie manier van dink oor tyd was nie vanselfsprekend in die antieke wêreld nie. Baie van die kulture rondom Israel het tyd anders verstaan. Nie as 'n lyn wat ergens heen beweeg nie, maar as 'n siklus wat homself herhaal. Die ritme van die son, die seisoene, die landbou, alles het die ervaring versterk dat tyd terugkeer na die begin. In baie van hierdie wêreldbeskouings is die oorspronklike begin as volmaak gesien en die geskiedenis daarna as 'n stadige verval. Tyd word oud, verslyt en raak moeg. Redding lê nie vorentoe nie, maar agtertoe, 'n terugkeer na die oorsprong. Rituele, feeste en mites was nie bloot herdenkings nie, maar pogings om tyd self te herstel, om die wêreld weer in lyn te bring met daardie oorspronklike orde. Die wêreld het konstant voor die gevaar gestaan dat alles in chaos sou verval. Israel leef nie totaal los van hierdie wêreld nie. Hulle het ook feeste, ritmes en herhalings. Maar in Israel se selfverstaan en God verstaan is daar 'n radikale skuif. Tyd word nie net herhaal nie. Tyd word gedra deur belofte. Die toekoms is oop. Die Ou Testament vertel inderdaad van die verlede, die skepping, die verbond met Abraham, die uittog uit Egipte. Maar die bedoeling van hierdie vertellings is nie om terug te keer na daardie verlede nie. Dit rig hulle oë op die toekoms, want die God wat in die verlede gered het, sal ook in die toekoms uitkoms gee. Hierdie verhale wys die pad vorentoe. Ons God wat geskep het, is nie vasgevang in die begin of die sirkulêre siklus van hierdie lewe nie. God is die een wat 'n toekoms oopsluit. Selfs wanneer Prediker die sirkelgang van die lewe beskryf en dit heel pessimisties doen, het dit steeds nie die laaste woord nie. Profete praat van iets wat nog kom, wat hulle noem die dag van die Here. Vir Israel is tyd nie betekenisloos nie. Dit is nie bloot die kronologie van lineêre tyd nie. Dit is verbondstyd. Tyd wat deur God se handelinge bestuur word na 'n einddoel wat God self bepaal. Maar wat gebeur met 'n mens wanneer jou lewe vassteek in 'n sikliese verstaan van tyd? Wat word van 'n mens as jy dink die beste deel van jou lewe lê in die verlede? Die enigste ding wat jy kan doen is om te verlang na dit wat was. Verstaan van tyd is dus nie alleen 'n antieke probleem nie. Dit is 'n moderne een. Hoeveel mense leef so, vasgevang in die patrone, die sikliese herhaling van tyd, sonder iets nuut, sonder 'n oog op die toekoms, sonder 'n besef dat my lewe, soos hierdie wêreld, 'n uiteindelike doel het. En dit is waarop ek my oë kan rig. Hoe lyk so 'n lewe? Teen hierdie agtergrond kry die Nuwe Testament besondere krag in ons verstaan van God se verhaal met hierdie wêreld en my en jou lewe. Hier in die Nuwe Testament hoor ons van die onderskeid tussen Kronos, die blote verloop van tyd, en Kairos, die beslissende oomblikke waarin God ingryp in tyd, ook in my lewe. Wanneer Kairos verwys,
moet ons oë oop wees vir God se bestemde optrede, wat gewone tyd vul met goddelike inhoud. Soos Jesus se eerste woorde in Markus 1 vers 15. Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Wat vra Jesus van ons? Bekeer julle en glo die evangelie. Dus, die koms van Jesus as die Christus is die uiterste vorm en doelvervulling van tyd. God se bestemde tyd. En wanneer 'n mens dit begryp en dit raak sien, dan is dit 'n oomblik van bekering en geloof. Die oomblik wanneer 'n mens dit verstaan, en jy weet dat God in die kronologie van tyd Kairos laat aanbreek, kyk 'n mens tog anders na die wêreld, na die lewe en na die toekoms. 'n Mens kyk met geloofsoë. Jesus waarsku in Lukas 19 vers 44 dat die tempel met die grond gelyk gemaak sou word, omdat Jerusalem nie die betekenis van die tyd toe God gekom het om haar te red, besef het nie. Jesus verwys na die koms van Jesus as die Kairos oomblik in Israel se geskiedenis, maar meer as dit, in die ganse wêreld se geskiedenis. En of 'n mens dit raak sien of nie, het verlossingsimplikasies. Paulus neem die gedagte van Kairos in sy geskrifte op. Soos in Romeine 5 vers 6, toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd, Kairos tyd, vir goddeloses gesterf. Paulus waarsku die Korintiërs of troos hulle afhangend van hoe 'n mens reageer. As hy skryf, God sê, op die regte tyd het ek na jou geluister, en op die dag van verlossing het ek jou gehelp. Kyk, nou is die gunstige tyd. Kyk, nou is die dag van verlossing. 2 Korintiërs 6 vers 2. Die regte tyd, die gunstige tyd, word 2 maal hier verwys as Kairos tyd. In Efesiërs 5 vers 15 tot 16 stel Paulus dit selfs nog meer persoonlik, indien dit enigsins moontlik was. Maar luister, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Koop die Kairos uit. Kyk anders na die tye van jou lewe en die oomblikke wat op jou lewenspad aan die kom is. Die lewe bestaan nie alleen uit kennis van God en God se wet nie, maar ook uit die vaardigheid om 'n soort waarneming te hê wat bewuslik en in afwagting op die uitkyk is na God se ingrypende teenwoordigheid. Dit is God self wat aan tyd betekenis gee. Hoe lyk iemand se lewe wat Kairos mis? Hoe lyk iemand wat dit insien en raak sien? Watter impak het dit op ons besluite, ons sin van roeping, gehoorsaamheid en hoop in moeilike tye? En uitermate, watter impak het dit op my lewe? As ek my lewe nie maar sien as 'n lewe wat geleef word in kronologie nie, in die opeenvolging van jare nie, maar dat my lewensjare hier betekenis het, dat dit gevul is met Kairos. Laat ons dan ons oë oopsluit, ons blindheid agterweë laat vir God se Kairos. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het eenmaal die blinde man genees, dat die blindheid soos skille van sy oë afgeval het. Genees ons so van ons geestelike blindheid, dat ons U Kairos sal sien. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met die wysheid van C. Langehoven.
Die boer wat nie saai nie, sal nie misoeste kry nie. Maar hy sal ook geen goeie kry nie. Liefde en 'n geseënde dag verder.